Gewoonlik sal ek begin met 'n grappie of 'n storie, maar ek is bang ons het nie tyd vir dit, né? So ek dink kom ons spring sommer net onmiddellik weg. Ek dink almal van ons hier vandag sal kan saamstem dat God is goed, né? God is ongelooflik goed vir elke liewe een van ons. Hy was, is en sal ook altyd goed wees. Daar's geen twyfel daarin nie. Sy liefde, sy genade vir ons ken geen einde nie. En die feit dat almal saam met my kan stem op daai stellings maak dit eintlik soveel erger. Want vandag wil ek nie praat oor die goedheid van God nie. Ons almal weet hy's goed. Ek wil praat oor die feit dat maak nie saak hoe goed hy is nie. Maak nie saak hoeveel liefde hy op ons uitsort nie. Maak nie saak hoeveel genade hy vir ons gee nie. Vir een of ander rede hardloop ons weg. Vir een of ander rede draai ons rug op hom. En ek weet, party van julle sit in julle stoel en julle raak sommer klaar ongemaklik. Glo my, ek het ook. Want in die week toe ek hierdie boodskap moes voorberei, het dit net gevoel asof daar gebeur net niks nie. Ek bid en ek sê, Here, waaroor moet ek praat? En niks gebeur nie, en dit kom op 'n punt waar ek my eie plannetjies probeer maak, my eie goed in plek probeer sit, want die tyd raak nou min. En Woensdag kom, ek raak rustig, ek bid en ek sê, Here, is 'n bietjie van 'n besige week wat voor lê. Ek het tyd nodig. Daar moet preeknotas geskryf word, slides moet gemaak word, Here, calls moet gemaak word. Kan ons asseblief kan ons net iets kry? En hy vat my toe na 'n boek toe wat ek nie verwag het nie. Ek dink bitter min boodskappe, preke word vandag geskryf uit hierdie boek uit. Maar toe ek die verse lees, toe tref dit my net soos 'n trok. Hierdie is die boodskap. En die vers wat ek lees is Hosea 11 vers 1 tot 3 wat sê: Ek het Israel liefgehad toe hy nog 'n kind was. Ek het my seun uit Egipte geroep, maar hoe meer die Baals hom geroep het, hoe verder het hy van my af weggegaan. Hulle het aan die Baals offers gebring en wierook vir afgodsbeelde gebrand. Dit was ek self wat Israel geleer het om te loop. Ek het hom in my arms gedra, maar hy het nie erken dat dit ek was wat hom versorg het nie. En toe ek hierdie verse lees, toe het ek eintlik jammer geraak vir God. Ek het sleg gevoel. Want hier's God en hy bring hierdie kind op en hy leer hom en hy gee net liefde en beskerming. Maar die eerste oomblik wat iemand anders, iets anders hom roep, hardloop hy eerder na daai goed toe. En dit voel vir my elke keer wat ek die Bybel lees en ek lees van Israel, raak ek gefrustreerd en geïrriteerd met hulle. Dis soos Israel, maak jou oë oop. Kan jy nie sien wat jy doen is verkeerd nie? Kan jy nie sien hoe goed is God vir jou nie? Kan jy nie sien wat sy liefde en genade hy op jou uitstort en tog draai jy jou rug op hom? Hoekom? Maak jou oë oop. Maar toe tref dit my. Wian, kan jy nie sien hoe goed is hy vir jou nie? Kan jy nie sien wat sy liefde en genade hy op jou uitstort nie? En tog draai jy partykeer ook weg. En dis toe wat ek besef, ons, of ons dit nou daarvan hou of nie, is presies soos Israel. God is ongelooflik goed vir ons, dag na dag. Maar ons harte is geneig om weg te dwaal. So vandag wil ek nie net praat oor hoe goed God is nie, want hy is goed. Maar ek wil praat oor dis tyd om
terug te keer na hom toe. Dis tyd. Dis tyd om op te hou weghardloop. Dis tyd om op te hou jou rug op hom draai en net na hom toe te gaan. Dis tyd om terug te keer na die een wat nog altyd goed was vir ons. Maak nie saak of ons goed is nie. Maar soos dat ek hierdie boodskap voorberei het, het ek besef dat daar is redes hoekom mense sukkel om terug te keer. Sukkel om nie weg te hardloop nie, maar na God toe te hardloop. En ons baie redes, verskriklik baie redes. Maar ek wil vandag praat oor net 4. Ek wil net 4 redes noem hoekom ons sukkel. En die eerste een is trots. Ek dink trots is maklik die hoofrede hoekom mense sukkel om terug te keer na God toe. En die probleem is, ons het 'n snaakse beeld van trots, want wanneer ons dink aan trots, dink ons aan hierdie man op die wit perd wat sy bors uitsteek, neus in die lug en met die attitude van ek is beter as jy. Maar die waarheid is, dit is selde hoe trots lyk. In werklikheid lyk trots meer soos iemand wat in stilte sit en sukkel, maar weier om te vra vir hulp. Ek sal eerder in stilte sit en sukkel, as wat ek vra vir hulp, want as ek gaan vra vir hulp, gaan mense dink, ek weet nie wat ek doen nie. Ek het dit nie onder beheer nie. Ek is swak. Trots lyk veel meer soos iemand wat sal sit en sukkel, deur moeilike tye gaan, maar weier om God te vra vir hulp. Dit is hoe trots lyk. En hier is die probleem, want trots laat jou voel jy's in beheer. Ja, dis dalk 'n moeilike tyd, dis nie lekker nie, maar ek het dit onder beheer. Ek sal dit nog uitfigure. Trots laat jou voel jy's in beheer. Maar die waarheid is, mense, eendag gaan jy tot 'n besef kom, dat eerstens jy's nie in beheer nie, en jy gaan ook nooit in beheer wees nie. En tweedens, jy kan nie hierdie alleen doen nie. Ons is nie gemaak om dit alleen te doen nie. Spreuke 16 vers 18 sê, op hoogmoed volg ondergang, op selfverheffing volg die val. Trots is soos iemand wat probeer swem terwyl hulle 'n swaar klip dra. Yes, jy gaan dalk dit regkry vir 'n paar sekondes, maar een of ander tyd gaan jy sink, en as jy nie gaan laat gaan van daai klip nie, as jy nie gaan laat gaan van jou trots nie, gaan jy nie net sink nie, maar jy gaan verdrink. Israel het ook gesukkel met trots. Ons lees in Hosea 5 vers 5, en die trotsheid van Israel getuig openlik teen hom. En Israel en Ephraim sal struikel deur hulle ongeregtigheid. Ook Juda sal saam met hulle struikel. Israel was so vasgevang in hulle eie planne, in hulle eie idees. Hulle wou so graag in beheer gewees het, dat hulle op 'n punt gekom het waar hulle gesê het, ons het nie God nodig nie, ons kan dit self doen. Ons soek nie God se hulp nie, ons wil dit self doen. En dit is juis daardie trots wat gelei het tot hulle val. En is vandag presies dieselfde met ons. Ja, ons loop nie dalk rond en verklaar openlik, ek het nie die Here nodig nie, ek kan dit self doen. Ons loop dalk nie rond en verklaar dit nie, maar dink net gou 'n bietjie, wanneer laas het jy in 'n probleem ingestap, en voordat jy ingegaan het en gesê, Here, help. Here, ek het hulp nodig, ek kan nie hierdie self doen nie. Wanneer laas het jy in 'n situasie gesit, in 'n probleem gesit, en gesê, Here, ek kom nie reg nie, ek het hulp nodig. Wanneer laas
Het jy deur 'n situasie, deur 'n probleem gegaan en jouself opgehef, jouself geëer vir dit in plaas van God? Trots lyk nie soos daai ou op die wit perd nie. Trots steek homself baie mooi weg. Dis subtiel en is stil. Maar stadig maar seker trek trots ons weg van God af. En dit verhef ons self. En as ons nie versigtig is nie, gaan ons in 'n gat val en ons gaan vasgevang word in ons eie selfvertroue. Ons eie vermoë, ons eie planne, ons eie oplossings. Ons gaan vasgevang word met die idee dat ons is in beheer. Wanneer dit eintlik so ver van die waarheid af is. Want die waarheid is, God is die enigste een. Die enigste een wat in beheer is en die enigste een wat ons nodig het. Die tweede punt wat ons nou gaan kyk, die tweede rede hoekom ons wegbly, is skaamte. As trots vir ons sê dat ek kan dit self doen, ek het nie die Here nodig nie, dan sê skaamte, jy kan nie teruggaan nie. Jy het te ver gegaan. Jy het opgemors. Dis daai stil stem wat vir jou fluister, God wil niks met jou te doen hê nie. Daai stil stem wat vir jou fluister, hy het opgegee, hy is klaar met jou, jy het te veel opgemors. En die hartseer deel is so baie mense glo die leuen dat hulle sondes groter is as God se genade. So baie mense glo die leuen dat hulle sondes groter is as Jesus se opoffering op die kruis. Die waarheid is, skaamte wil jou hou in 'n donker kamer, ver weg van God af, waar jy nooit kan genees nie. Dis soos iemand wat siek is, maar weier om dokter toe te gaan, want hulle dink, die dokter gaan hulle judge. Die dokter gaan my oordeel. Hulle wag veel eerder dat dit self beter word, of vir die dag wat dit net te laat is. Die Bybel wys vir ons duidelik dat ons doen hierdie nou al van die begin af. Ons kan dit sien met Adam en Eva. Want toe hulle die eerste fout gemaak het, hulle het nie gehardloop en gesê, Here, ek het 'n fout gemaak, vergewe my. Here, ek het opgemors. Asseblief help my. Dis nie wat hulle gedoen het nie. Wat het hulle gedoen? Genesis 3 vers 10 wys vir ons wat hulle gedoen het. Adam sê, ek het u hoor wandel in die tuin, en ek was bevrees, want ek is kaal. Daarom het ek weggekruip. Hulle skaamte het gemaak dat hulle weghardloop van God af. Wanneer hulle eintlik na God toe moes hardloop. En ons doen dit vandag nog steeds. Ons dink, as ek net eers hierdie sonde onder beheer kan kry. As ek net eers my Bybel bietjie meer kan lees. As ek net eers die en net eers daai, dan kan ek na God toe gaan en gaan sê, Here, ek het foute gemaak, maar kyk, ek's beter nou. Skaamte maak dat ons weghardloop en gaan wegkruip. Ons voel te vuil, te onwaardig, gebroken. En vir daai rede bly ons eerder weg, totdat ons dit kan uitsort. Maar God is die enigste een wat jou gebrokenis kan heal. Die enigste een wat jou kan genees. Die enigste een wat jou waarde kan gee. En die enigste een wat jou skoon kan was. Maar ons sit en ons is bang om dokter toe te gaan. Want ons is bang hy gaan ons judge.
Maar Romeine 8 vers 1 sê vir ons, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Met ander woorde, ja, jy het gesondig. Jy het foute gemaak. Maar dis hoekom Jesus sy lewe op die kruis vir ons gegee het. Sodat ons met daai sondes, met daai foute, nog steeds skaamteloos na God toe kan gaan en sê, Here, ek het 'n fout gemaak. Maar jou skaamte gaan heeltyd vir jou sê, bly weg. Ruk jouself eers reg. Terwyl God heeltyd net daar staan en sê, my kind, kom net terug. Net 'n keuse om te maak. Want jy kan luister vir die stem wat vir jou sê, bly weg, ruk jouself eers reg. Of jy kan kies om te luister na God se stem, wat vir jou sê, my kind, kom net terug. Die derde punt, derde rede hoekom ons wegbly, is afleiding. As trots vir ons sê, ek kan dit self doen, en skaamte sê, jy kan nie teruggaan nie, dan sê afleiding, ek sal môre teruggaan. Môre is nog 'n dag. Afleiding, of hoe ons dit beter ken, ek is net te besig. Is maklik die gevaarlikste ding. Want ons word so vasgevang in aardse goed, dat ons nie meer tyd of aandag het om vir God te gee nie. En nou weet ek, party mense sal hier sit en sê, ja, hierdie mense wat so besig is met die sondes en die aardse dinge, hulle moet hulle self regryk. Maar nee, want dit is nie altyd hierdie groot sondes wat ons afleiding gee nie. Dis wanneer ons te besig raak met werk, met studies, met geld, verhoudings, met sport, met social media. Dis wat ons fokus steel. En niks van daai goed is verkeerd nie, niks van daai goed is sondes nie, maar as ons nie versigtig raak nie, dan gaan dit ons fokus totaal en al van God afseil. En dit gaan in plaas aardse dinge. Daar's research gedoen deur Pew in die VSA, en wat hulle bevind het, is dat minder as helfte van al die Amerikaners sê dat hulle bid daagliks. Net 44% van mense in Amerika bid elke dag. Maar die stat wat nog meer skrikwekkend is hulle het bevind dat net 29% van Amerikaners lees hulle Bybel minstens maandeliks. Nie daagliks nie, maandeliks. Want ons is so besig met aardse goed. So besig met werk en sport en verhoudings en dat ons nie tyd het vir die goed wat regtig saak maak. En nou ja, jy kan sê, maar Vian, dis Amerika, ons dis bietjie anders hierso. Dis bietjie anders. Maar daar's nog 'n survey gedoen, die Obstacles to Growth Survey. En wat hulle gedoen het, is hulle het meer as 20,000 Christene oor 140 lande gevra, wat gaan aan? En wat hulle bevind het, is meer as 4 uit elke 10 Christene sê hulle is dikwels of altyd haastig besig van taak tot taak. Haastig besig. En dat 6 uit elke 10 Christene sê dat hulle lewensbesigheid, of hoe hulle dit stel, busyness, hoe besig hulle is, benadeel dikwels of altyd hulle verhouding met God. 60% wêreldwyd sê dat hulle te besig is met werk, te besig is met aardse goed, en dat hulle verhouding met die Here daaronder lê. Dis hoekom Jesus gesê het in Markus 4 vers 19, maar die sorge van die lewe en die verleiding van rykdom en die begeertes na allerlei ander dinge
kom op en verstik die woord en dit bly sonder vrug. Die probleem is, afleiding werk stadig, dit gebeur nie oornag nie. Stukkie vir stukkie vir stukkie begin ons minder bid en minder ons Bybel lees. En ons sê goed soos, Jesus, ek was net te besig vandag, ek's nou so moeg, ek sal môre bid. Ek sal môre bietjie Bybel lees. Môre sal ek bietjie meer tyd spandeer saam met die Here. En so gaan ons aan, dag na dag na dag, ek sal môre weer. Ek sal môre effort insit. Totdat jy eendag tot die skok uitvind. Vra maar, waar's die Here? Hoekom voel hy so ver? Jy? Israel het ook hiermee gesukkel. Hulle het gereeld vergeet wie God is en wat hy vir hulle gedoen het. Gereeld. Jeremia 2 vers 13 sê, my volk het 2 bose dinge gedoen. Hulle het my verlaat, die fontein wat lewe gee. En hulle het bakke uitgekap, bakke wat nie water hou nie. God sê hulle het my verlaat, die bron van vrede, die bron van vreugde, die bron van lewe. Hulle het my verlaat en hulle het gaan soek vir dit op 'n ander plek. Hulle het hulle eie goed gaan probeer maak om my te vervang. En ons doen dieselfde ding vandag. Afleiding laat jou dink jy's baie besig. Dit laat jou dink jy's vol. Maar diep aan die binnekant bly jy net dors. Ons hardloop van ding na ding, in soeke na vrede en in soeke na vreugde. Kom by die huis na werk en sê, ek wil net bietjie rus, dan kyk ons series vir 3 ure. Of ons speel games, of ons is op TikTok of Instagram. En dan sê ons, ek is net te besig. Ek het nie tyd om vanaand te bid nie, vanaand Bybel te lees nie. Mense, die enigste plek waar ons vrede en vreugde gaan vind, is by God. Niks in hierdie wêreld sal dit vir ons kan gee nie. Die laaste punt wat ek na wil kyk vandag, laaste rede, is kwaadheid of teleurstelling. Spesifiek teenoor God. Partykeer hardloop ons nie weg, want ons het trots nie. Partykeer is dit nie skaamte nie. Partykeer hardloop ons nie agter ander dinge aan nie. Ons hardloop weg, want ons het seer gekry. Ons is teleurgesteld. En ons blameer God vir dit. Miskien het jy gebid vir genesing en dit het net nie gebeur nie. Miskien het jy gebid vir 'n deur om oop te maak, maar die deur het net toegebly. Miskien het jou hart gebreek as gevolg van iemand wat jy lief gehad het en nou sit jy en vra, maar Here, hoekom? Die probleem met teleurstelling en kwaad is gewoonlik hou ons dit vir onsself. En wanneer ons dit vir onsself hou, dan verander daai teleurstelling, daai kwaad verander in bitterheid. En daai bitterheid bou 'n muur tussen ons en God. Die Bybel maak vir ons duidelik hoe ons hierdie moet benader. Ons kan dit sien in Psalm 13 vers 1 en 2 waar Dawid sê, Here, hoe lank sal U my nog vergeet? Hoe lank sal U nog aanhou om U gesig weg te draai van my af? Dawid, 'n man na God se hart, het ook gevoel asof die Here van hom vergeet het. Dawid was ook teleurgesteld in God, maar die ding van Dawid is, hy het dit nie vir homself gehou nie.
Hy het daai teleurstelling en daai kwaad, het hy na die Here toe gevat en gesê, Here, dit is hoe ek voel. Help. Here, hoekom voel dit vir my so? Want wanneer ons daai teleurstelling en daai kwaad vashou en nie binne hou, dan gaan dit in bitterheid in verander. En dan word daar 'n muur tussen ons gebou. Hebreërs 12 vers 15 sê, sien toe dat niemand die genade van God verspeel nie, sodat geen wortel van bitterheid opskiet en moeilikheid veroorsaak en baie daardeur besoedel word nie. Moenie jou woede en jou teleurstelling vir jouself hou nie. Vat dit na God toe, voordat dit in bitterheid verander. Israel het ook kwaad geword vir die Here. En die probleem is, dit het in bitterheid verander. In die woestyn het hulle rondgeloop en hulle het gekla en gemoun. Ons was beter in Egipte. Ons is beter af saam met die Egiptenaars. Dis soos 'n kind wat kwaad raak vir sy ouers, omdat hulle nie vir hom die speelding gekoop het wat hy gesoek het nie. Vir daai kind se beperkte verstand sê dit, my ouers gee nie om oor my nie, hulle is wreed, hulle het van my vergeet. Maar eintlik wil die ouers die kind beskerm, want die speelding gaan hom seermaak. Mense, ons sien net 'n stukkie van die prentjie. In ons beperkte verstand maak die prentjie nie vir ons sin nie. Maar God sien die hele prentjie. God weet wat goed is vir ons en hy soek net die beste vir ons. Al lyk dit nie vir ons altyd so nie. Die punt wat ek wil maak vanoggend is, maak nie saak of jy nou sukkel met trots, met skaamte, met afleiding, of jy kwaad of teleurgesteld is met die Here nie. Maak nie saak waarmee jy sukkel nie, want hier's die great ding. Die Here se liefde en sy goedheid verander nooit nie. Hy bly goed. Hy bly lief vir ons en sy genade vir ons hardloop nooit uit nie. Dis elke dag nuut gemaak. En God staan en hy wag geduldig met sy arms oop en hy wag vir jou om op te hou weghardloop en terug te draai na hom toe. Want daar in sy arms is waar jy gaan vind waarna jy soek. Hy wag vir ons om te kom en ons teleurstellings en ons woede by hom neer te kom lê. Want by hom sal dit sin maak. Hy wag vir ons om al hierdie goedjies wat ons onsself mee besig hou, te los. Want by hom sal ons die vrede en vreugde kry wat ons soek. Hy wag vir ons om ons skaamte te los en na hom toe te gaan, want hy verander ons skaamte in vreugde. En hy wag vir ons om ons trots neer te lê en te besef, sonder hom kan ons nie regkom nie. In die vers wat hierdie hele boodskap gebring het, Hosea 14 vers 2 tot 3. Keer terug na die Here jou God Israel, want jy het geval deur jou sonde. Bely julle sonde en kom terug na die Here toe. Sê vir hom, vergewe tog al ons sondes en neem ons belydenis aan. Dis nie 'n oproep om perfek te wees nie. God verwag nie dat jy perfek moet wees nie. God soek jou hart. Hy soek jou gebrokenheid. Hy soek jou teleurstelling. Hy soek jou hart, net soos wat jy is vandag. Ons sluit die oë.
Here, ek weet hier's 'n paar mense vandag en ek is eerste in die ry. Wat na U toe wil kom en sê, ons is jammer. Ons is jammer dat ons trots in die pad gestaan het. Ons is jammer dat ons skaam was vir ons foute en wou wegkruip. Ons is jammer dat ons te besig was. En ek is jammer, ons is jammer dat ons bitterheid veroorsaak het. Here, ek vra dat U nou sal kom werk in elke persoon se hart. Here, ek vra dat U in elke persoon sal werk om vir hulle te wys of hulle sukkel met trots, of hulle sukkel met skaamte, of hulle sukkel met afleiding, of al bitterheid is. Here, kom wys dit vir ons. Laat ons die saak met U kan regmaak. Maar Here, mag geen persoon uit hierdie plek uitstap vandag sonder om na U toe te kom nie. Bly dit nie in my naam, Here, maar in U groot en heilige naam alleen. Amen.